bedien in hierdie kosbare oggend. En ons nie amen. Ons gaan maar wees. Is dit 'n NG Kerk of is dit 'n AGS? Vra maar net, jy weet. Kom ons gaan nou weer probeer. 'n Baie goeie woorde aan jou. Hoe gaan dit met jou? Ag, daar's 'n amen en dit gaan goed. Ons is 'n gebrek van musiek. Maar kom ons toets 'n bietjie. Nou Philip brek baie oor hierdie AGS. Hy sê hierdie gemeente is in die eerste plek 'n baie lewendige gemeente en in die tweede plek is dit die beste gemeente in die Karoo. Gaan ons hom komplimenteer of nie? Gaan ons hom komplimenteer? Ok, kom ons kyk, 'n gebrek van die musiek. Gaan ek vir jou vra en dan gaan jy my gee, is dit reg? Ek kan nie hoor nie? Ag, prys die Here, hier is 'n gemeente, man. Hierdie ligte is nou so helder, ek kan nou amper met shades hier vir julle kyk. Nee. Maar nou, ok, kom ons kyk nou goed 'n bietjie. Ek vra vir jou, gee my 'n ja? O, Jesus, help ons. Ek dink sy koms is nader, dis wat ons moet sê. Ok, kom ons kyk, gee my 'n ja? Geef my 'n ja? Geef my SES? Wat kry ons? Wie is ons verlosser? Wie is ons zaligmaker? Wie is ek? Dankie. Ek sien hierdie gemeente is so Philip, ek moet jou komplimenteer. Hulle is nie sakkers nie, hoor. Nou, ons moet versigtig wees wanneer ons praat van die Jesus se kindertjies. Is vir my 'n voorreg om weer hier te mag bedien. Maar as iemand links en regs van jou, wat jy nou moet 'n bietjie aanspreek. So kyk 'n bietjie na die ou in jou regterkant. Is jy nou reg? Sien jy daar ou in jou regterkant? Jy nou diep in sy oë kyk. Dan sê jy vir hom, jy sal moet opskerp met jou saak. Ek het volgende gehoor, jy is vals. Ok, nou antwoord die arrogante ou terug. Luister mooi na die preek. Saligheid is vir jou naby. Is dit amen? Ok, ons wil 'n bietjie vanmôre preek oor hierdie kosbare onderwerp. Die onderwerp waaroor ons vandag wil preek is, vind skoonheid in elke oomblik. Dis nou regtig die beste tema vir wat? Vir beerdkrag. Jy nie gesien nie. Dis die regte tema vir die land. Weet jy, as ek en jy hierdie geheimpie net vroeg wil leer, om binne elke omstandighede net God se skoonheid te kan raak sien en dan ook te vind. Nou sê ons so maklik, elke donker wolk het 'n silwer rand. En ek wil graag hierby begin. Ek wil vandag saam met jou loop deur die lewe van ons Here Jesus. Jy sien, dit is vir my baie hartseer dat in die moderne omstandighede, die moderne kerk waar ons onsself vind, het ons 'n teologie of het ons 'n nuwe tipe Christen eienskap gekry wat sê, word 'n Christen en alles sal vir jou gelyk word. Word 'n Christen en God sal vir jou alles gee. Word tog net 'n Christen en alles val in jou skoot. Nee, dis mos die verhaal van die mossie. God voorsien vir die mossie elke dag en nou sit hy en sê nesie. Nee. God se voorsiening is daar buite en ek en jy moet leer om uit te gaan om daardie voorsiening te kan kry. As ons vanmôre praat van elke wolk het 'n silwer rand, wil ek vir jou net vir ietsie vertel oor die verhaal op die volgende skyfie. Op die verhaal staan daar vir ons ietsie, daar staan dankie Jesus vir 'n papa. Daar's hy. Nou waar het hierdie verhaaltjie gekom? Die verhaaltjie speel af vir 'n papa met 'n seentjie wat nie die rikste papa is nie, wat nie die vaardigste papa is nie, en hulle word genooi na 'n papa en 'n seun dag. En dit is by die dam. En hulle moet visvang. Hierdie papa het nie geldjies vir die diertoerusting van visvang nie. Hy het nie geldjies om 'n dierboot te huur nie. Weet jy, al wat hierdie papa het, is hierdie paar randjies en toe daar kom, toe kry hy hierdie bootjie. Die bootjie het nie 'n masjien op nie. Hy vat sy seentjie en hulle roei so van hengelpunt na hengelpunt.
En hy voel so sleg in sy hart. Hy voel 'n totale mislukking. Want hierso is papas wat met hulle kinders meng. Hier's papas wat met hulle kinders visvang. En hier is hy roei net so eenvoudig van punt tot punt. En weet jy, in die aand van die kamp kom hulle by mekaar. En elke een moet so ietsie vertel wat hy die dag geleer het. En hier kom hulle by sy seun, en hy skaam en hy wil hom amper so invou. En hierdie seentjie kom en hy sê met hierdie woorde, dankie Jesus, vir daai spesiale papa. Daai spesiale papa het sulke massels. Daai papa het geroei sonder om te kla. Daai papa is my hero. Daai papa het my na elke persoon toe gevat en vir my 'n lesie geleer by elkeen van hulle. Hierdie dag was die mees volmaakste dag. Jy sien geliefde, ek en jy moet partykeer net stil raak. In ons omstandighede, in die mekaar, in die wêreld met sy probleme, moet ek en jy besef, dit is so maklik en ek en jy word deel van die probleem. Ons beleer om ons partykeer net 'n bietjie los te maak. En dan sien ons iets kosbaar in die omstandighede, binne in dit wat ons afdruk en dit wat ons partykeer te neerdruk. En voor ons verder gaan, is dit my voorreg, ek het nou so gebruik in my gemeente, en vergeef my daarvoor, jy kan saam my of jy hoef nie. Weet jy, vir my het ons partykeer vergeet, wie is God? Ons het partykeer vergeet, dat hy is skeppergod, dat hy is almagtig. Ja, ek en jy die voorreg, om na skeppergod toe te gaan, en vir hom te sê, Daddy, Papa. Maar hierdie skeppergod is ver hoër as wat ek en jy besef. Hy is omhul met 'n heerlikheid wat 'n mens nie by kan leef nie. En weet jy wat? As ek vandag vir jou vra, ek gaan nou bid. En as ek bid, dan gaan ek op my knieë gaan. Jy's welkom. Ek besef almal kan nie op sy knieë gaan nie. Jy's welkom om vanmôre saam met my op die knie te gaan en ons Vader te vra om hierdie diens te seën. Die uitdaging lê by jou. Kom ons raak stil voor ons Hemelse Vader en Daddy. Ons Hemelse Vader en Daddy, ons kom vanmôre met 'n hart wat oorvloedig is in guns, Vader. 'n hart wat nie u genade verstaan nie, wat nie u grootheid verstaan nie, wat nie u liefde en begrip kan verstaan nie. En daarom vra ons, o Hemelse Vader en Daddy, hierdie diens wat vandag voor u afspeel, maak dit 'n goddelike oomblik. Ondanks die uitdagings, is daar 'n woord wat sê, wat 2 of meer vergader, daar is u. Hemelse Vader, ons verwelkom u deur die Heilige Gees. Ons kom lê hierdie diens in sy totaliteit voor u neer. Elke woord wat ons spreek, vra ons Vader, kom seën hierdie diens. Vind u 'n welbehaag. Vader, ons kom teen enige woord gespreek vandag teen hierdie gemeente en hierdie diens, en ons kanselleer dit in die naam van Jesus. Ons kom teen enige woord, teen enige persoon gespreek, en ons kanselleer dit in die naam van Jesus. Ons kom verklaar vanmôre, hier is 'n samekoms van heiliges. Dis 'n ambassade. En Jesus is die ambassadeur en hoof van hierdie gemeente. En daarom vra ons Vader, kom seën hierdie diens nou, in die mooi naam van Jesus, en die volk sê, Amen. Ons gaan aan en ons beweeg so 'n bietjie aan, en ons eerste skryfie waarna ons kyk vanmôre is uit Matteus 2 vers 18. En ek het daar vir jou ding opgesit. Ons wil praat van uitgespaar. Wat beteken uitgespaar? As ons kyk in die lewe van ons Here Jesus Christus, en dis ons skrifgie wat daar is, dan sê hy vanmôre, eerste een, en ek wil net voor ek kom lees, wil ek vir jou sê, hierdie skrif is 'n profetiese woord, wat jy sal vind in Jeremia 26 vers 15. Presies, woord vir woord. Nou kom hy sê, 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween, en 'n groot gekerm. Rachel beween haar kinders, en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Nou, uitgespaar.
Ek het vir jou op die bord het ek vir jou tweede van bo af. Het ek vir jou 'n dingetjie gesit. Aborsies vir hierdie jaar. Hoor gou vir my. Vir hierdie jaar. Hoeveelste maand is ons? Januarie, Februarie. 6,5 miljoen. Aborsies. Wow. Wow. Here, wat gaan aan? Here, wat gaan in ons wêreld aan? Ons grootste gevreesde siekte, wat almal vrees, is kanker. Hoeveel is dood hierdie jaar aan kanker? Tweede van onderaf. 1,1 miljoen. Jy kan hierdie statistieke vir jouself bekom. Die webadres is World Online. Worldometers Online. En daar hardloop hulle. Ek het hierdie gisteraan 6 uur getrek. En wanneer ons hierdie skrif begin kyk, dan begin ons onsself vra, Here, ek verstaan nie hoe het u mamma gevoel. Dat terwille van u, is al hierdie kinders vermoor, al hierdie honderde kinders om ons is vermoor. En dit is so maklik vir my of vir jou te vermoor te kom sê, maar Jesus is gebore. Maar het jy besef onder wat omstandighede is hy gebore? Het jy besef onder die groot hartseer wat hy gebore is? Het jy besef vanmôre, soos ek vir jou gesê het, dat 'n profetiese woord vooruit gegaan? En die profetiese woord wat vooruit gegaan het, is vanmôre nog steeds lewend in die wêreld van die Here. Weet jy, Matteus 25 vers 5 kom, en ek sê dit baie. Ek sê dit vir my gemeente. Ek sê dit met trane vanmôre. Geliefdes, ons vermoor kinders. Geliefdes, ons is arrogant vermoor. Matteus 25 vers 5 kom en hy sê, die maagde, die laaste teken voor Jesus kom. Hoeveel het vaak geword? Hoeveel het in die slaap geraak? Al 10. 5 was bewaar met die Heilige Gees. Al 10. Geliefde, kyk hierdie kerk. Ek weet, ek kyk na my kerk. Waar is die mense wat jy moet wees vanmôre? Nee, weet jy wat, Kobus, ek het iets in die gang. Weet jy wat, Kobus, ek moet dit doen. Geliefde, ek vra vir jou vanmôre met trane in my oor. As jy vanmôre sê ek is 'n lidmaat van die gemeente, dan wil ek vir jou komplimenteer. Maar hier is ons probleem. Ons het lidmate geword en nie disippels nie. Wat bedoel ek, Kobus? Ek daag julle uit, ek gaan weer op kuier as die Here wil het, en Philip my rond, my die kans gee. Ek daag julle uit, bring elke persoon een, net 1 mens in 'n jaar. Anders is jy 'n lidmaat. Anders is die passie binne jou 'n bietjie eina. En anders is jy Herodes. Hoor vandag my hart. Oupa, ouma, as jou kind vandag jou beskryf, wat sien hy? Papa, mama, ag, ek het jou skiep die kerk ook vandag. Weet jy, kerk is nie so belangrik nie. Weet jy, vanaand gaan ons slaap, ons gaan 'n bietjie TV kyk. Hy is nie so belangrik nie. Maar wil ek vandag vir jou sê, en ek wil dit onverwyld sê, jy is 'n moordenaar, soos Herodes. Kyk ons Kersfeeste, kyk ons feeste. Ek sukkel partykeer om Jesus in die Kersfees te sien. Ek moet eerlik wees. Ek vermy Kerspartytjies. Want partykeer gaan dit oor die drank en die samesyn en nie meer oor Jesus nie. En ons verhoor 'n Jesus babatjie uitgespaar. Here, wat beteken uitgespaar vir my? Lees 'n bietjie daai stukkie. Ons is almal deur COVID, elkeen van julle. Besef jy dit? Besef jy die groot hand van God se genade? Weet jy hoe maklik het ons COVID vergeet? Hoe maklik het ons hierdie dag van die wêreld vergeet? Elke een wat hier vanmôre sit is uitgespaar. Uitgespaar waarvoor? Uitgespaar om 'n disipel van die Allerhoogste te wees. Uitgespaar om te sê, Daddy, stuur my, ek is bereid, ek wil gaan. Ons volgende versie waartoe ons gaan, of die volgende stukkie waartoe ons gaan, is in Lukas gevind. En die vraag wat ons onsself vra is, waar behoort ek? Waar hoort ek?
Weet jy, die hartseer van kinders vandag is, dat hulle wil nie in die kerk kom nie. Waar gaan hulle liewer? Dan waar hulle welkom voel. Hoekom wil mense nie meer kerk toe kom nie? Want ons voel nie meer welkom nie. Ons voel nie meer Jesus leef nie. En is dit 'n gesindheid wat moet verander? Of is dit 'n uitkyk wat moet verander? Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê, ek het Philip hulle gesien. Hy het nie een hier vanmôre weggejaag nie. Hy het so ver as moontlik in die omstandighede wat daar was, het hy nie een van julle belas nie. Nie een van julle het hy gevra, kom help met die generator opsit. Hy het nie een van julle gebel en gesê, ons het weerkrag vanmôre nie. Hy het self die petrol gaan koop. Hy het self voorsien. Hy het sy bes gedoen, sodat die ontvangs vanmôre vir jou ontvanklik kan wees. En net so is dit in ons Christelike milieu. Net so is dit wanneer ons 'n Christen word. Ek en jy word deur Christus verwelkom. Ek en jy die oomblik wanneer ons sondes bely en dit staan, sê 1 Johannes 1 vers 9, sê is hy getrou en regverdig om dit te vergewe. Weet jy, dis die boodskap van die kruis. Die boodskap van die kruis sê, die volheid van sonde is vergewe. Die boodskap van die kruis sê, is ek straf nie meer sonde nie. Die waarheid van 'n Christelike lewe is, ek het gevolge op my besluite en ek het gevolge op my dade. En vanmôre kom ons, en ek wil met julle praat oor 2 scenario's. Die eerste een is die bad van Bethesda. 'n man, 38 jaar. Ek is so gebore. Ek is so gebore en so dat staan. Baie van ons sê dit nie. Praat net 'n bietjie en sê, ons met die vader is, weet jy wat, Kobus, my pa was so, my opa was so. Ek is so gebore en so dat staan. Weet jy, Jesus loop verby daai hele saal behoeftiges. Jy gehoor wat ek sê. Daar het nie net een man gelê nie. Hy loop verby hulle almal. En hy kom staan by hierdie man by Bethesda. Hoor wat hy vra. Hy vra, wat kan ek jou help? Wil jy gesond word? Wat is die antwoord? Here, jy weet ek al 38 jaar nie. Here, jy weet man, as iemand my net kan help om daar aan te kom. Here, jy weet man, die genesing is daar. Hoor die vraag. Die vraag is, en Jesus vra hom, kan ek jou help opstaan? Ja, kan ek jou uit die omstandighede opleg? En die hartseer is, wanneer God jou uit jou omstandighede opleg, dan vra hy, hoe lief het jy my? En wanneer ons daai vraag antwoord, dan begin dit moeilik raak. Aan die ander kant het ons Saggeus verwerp deur die Jode. Saggeus se tollenaar. Saggeus so paar trappe laer as lamphof, né? Want hy het sy eie volk beroof. Sy mense dink niks van hom. Hy's gebore 'n kort mannetjie. I don't belong here. Verwerp, weggegooi. Die wêreld beskou jou as 'n nobody. En toe met hy 'n somebody who died for everybody, so that anybody can become a somebody. Sy huis word gered. Hy draai om. Hy betaal terug wat hy gesteel het. Ons Here Jesus kom by sy eie volk, by sy eie familie. En jy kan daai stukkie gaan lees in Lukas. Hy sê ek kon geen wonderwerk doen nie. Ek kon geen groot dade doen nie. Want hulle het my verwerp. Gemeente, hoor vanmôre as Jesus met jou praat. Hy kom en hy sê hierdie woorde. Ek kon geen daad doen nie, want hulle het my verwerp. Jesus was verwerp, sodat hy kan uitreik na daardie man. Was hy nie weg in sy vaderland nie, het hy ons gemis. Jesus is verwerp deur hierdie wêreld, om vir hierdie wêreld die lig te wees. Of môre te kan kom vra, wil jy nie my hand neem nie? Wil jy nie van die boom afklim nie?
Jy sien, in ons donker omstandighede, in die verwerping, lê partykeer die grootste antwoord. Die volgende skyfie sê, die gewig van guns. Ek wil so 'n bietjie oor praat. En dan probeer ons dit in konteks bring. Elke een van julle, soos ek genoem het, was deur COVID. Ek wil jou so ietsie vertel van my en die verhaal van COVID. Ek is in Johannesburg, my seun het COVID, hy het hom baie erg, daar is nie plek in die hospitaal nie, hy het gepend soos ek en eindig in maternity ward. Maar daar dra hulle hom deur. Maar weet jy, saam met dit, is pastoor Johan Vogel van AGS Kreeusdorp Oos. Ek ken hy is vriende. Hy was my mentor gewees in die stadium. En sy seun word siek. En sy seun sterf. Sy ouderdom is my seun. Nou kom ek. Wat sê ek vir pastoor Johan? Sê ek vir hom, jy is nie 'n regte pastoor nie. Sê ek vir hom, my seun, die beter verhouding is jou seun. Sê ek vir hom, jou gebed word nie gewerk nie. Jy sien, daar raak 'n tyd in jou lewe, wanneer jy moet begin besef, die guns van God is nou te groot om te dra. Jy weet, en ek wil met jou stap in hierdie verhaal van wat afspeel in Johannes 11. Ons die Here Jesus is op pad, ons aan die slagskape ingeloop te kom, verpas gemaak. Sy disippels sê, nee, kom ons gaan nou maar saam en sterf saam met hom. Here Jesus is deur sy Daddy bekend gemaak. Jesus, hierdie is jou laaste wandel. Jy sien die wêreld kom en sê, julle kan nie Jesus aanbid nie, hy het selfmoord gepleeg. Al wat hy moes gesê het, is hy moes net God ontken het. Hy het nie selfmoord gepleeg nie, geliefde. Hy het sy lewensdoel bereik. Hy wil hê jy moet die verskil maak. Hy wil hê jy moet dit snap. Maar terwyl hy loop en hierdie goede aan hom bekend is, kom daar twyfel. Kom daar onrus. Nou as jy met dit sal begin, ek werk saam met kankersorg in Kraddock. Ons doen sterftesbegeleiding. Ek wil dit verander. Ek sê altyd vir die mense, sien hierdie suster, die mediese mense doen sterftesbegeleiding. Ek doen 'n ontmoeting met Jesus. Ek doen ewigheidswaarde. Jy sien, ons Jesus het die tyding gekry van Daddy. Jy het 'n week oor. Jy het 7 dae oor. As ek vanmôre hier by enige een van julle stop en sê, jy het 7 dae oor. Wat gaan jy met jou lewe maak? Dink jy gaan handig slap soos ek gaan hemel toe? Nee. Ek wil jou sê, daar binne jou begin goed te verander. Daar binne in jou begin jou wêreld uit mekaar val. Daar binne in jou begin jy twyfel. En Jesus het begin twyfel. En toe gebruik die Here sy beste vriend, een van sy beste vriende, Lazarus. En hy sê, Daddy, ek moet gaan, Lazarus is siek. En Daddy sê, wag. 4 dae. 4 dae wag hy. Hoekom 4 dae? Jy jouself die vraag gevra. Here, hoekom 4 dae? Want Jesus moet 3 dae in die graf was. Hoekom 4 dae? Want as 'n Daddy wat omgee. As 'n Daddy wat sy hand wil vat en hom support. As 'n Daddy wat vir hom sê, ek gaan jou hier dra. 4 dae. As jy sy naam spreek, sal jy opstaan. Ek wil jou die krag leer. Jy sien, ek en jy wil ons Here aanbid. Ons wil sy krag aanneem. Jy sien, ek en jy wil God aanbid. Ons wil nie staan op sy beloftes nie. Maar wanneer ons verhoor na daai donker wolk kyk, en ons kyk waardeur het God ons uitgedra, ons kyk waardeur het God ons gedra, dan kom ons by hierdie vraag. My sterfbed, jou sterfbed, gaan dit God verheerlik? Jou optrede na jou sterfbed toe, gaan dit vir my moed gee? Hier is 'n vraag wat ek myself vra. Wie gaan by my sterfbed staan? Wie gaan my help oorgaan?
En ek dink is iets waarmee ek en jy moet begin deel. Ons volgende skryfie is wat ons Here Jesus binne in die tuin van Getsemane is. En ek het net 4 punte opgehaal. 4 van die laaste punte van die Here buite die kruis. En dis 'n pelgrimsreis. Wat beteken pelgrimsreis? Pelgrimsreis beteken 'n wegtrek met 'n eindbestemming van 'n heilige. Pelgrimsreis beteken jy is alleen. Het jy gehoor? Wanneer is ligte tye in jou pad toe kom? Hoor vandag my woorde. Is 80% van jou stryd alleen. Ja, ek het mense om my. Ek het vriende om my gehaas hulle raak in die slaap. Ek wil vandag vir jou plek en sê, oppas vir die getuienis van die drukpers. Jy sê, ons wil vandag kom en sê, olyfolie is vreeslik duur. Ek betaal 160, 200 rand vir 'n klein botteltjie olyfolie. As ek vir die olyf vra, wat dink jy is die prys? Ek sê alles gegee. Ek is tot die punt toe uitgedruk. Geliefde, ek wil vanmôre ernstig met jou praat. Dan gaan 'n tyd in jou lewe kom wat jy in die drukpers is. Dan gaan 'n tyd in jou lewe kom wat jy alleen die pad begin loop. Hoe het Jesus opgestaan? Gesê, die beker het my nie verbygegaan. Maar Daddy, ek het genoeg krag. Ek sal hierdie pad stap. Ek sal stap en ek sal my waardig gedra omdat daar 'n lewende God in die hemel is. Ek sal my waardig gedra omdat ek 'n getuienis vir hierdie wêreld moet los. Ek sluit af met 'n paar gedagtes. As baie waarvoor ek en jy moet sê dankie. Ek het vanmôre vroeg met die motorfiets gery. Weet jy nou wat ek is maar bietjie stout. Ek lyk net oud nog, is bietjie stout. Ek ry altyd laat. Dan hoef ek nie 120 te ry. Dan kan ek 140 ry. Dis mos lekker. En weet jy, terwyl ek ry, het baie mooi bokke gesien. Maar iets wat my opgeval het, hier amper in 'n droë veld, is hierdie lelike kaktusplant wat daar, ek kon nie oor hom sien nie. Maar hier uit hom die mooiste groot rooi blom opgestaan. En ek wil vir jou vandag sê, wanneer jou lewe misjudge, of wanneer jy 'n vrug moet dra nie. In my afsluiting wil ek vir jou die 4 punte 'n bietjie opbring. Voordat ek dit opbring, wil ek jy moet links en regs van jou kyk. Met 100% kans in 'n 50 tot 50 venster dat die persoon langs jou gaan jou verlaat. Het jy my gehoor vanmôre? Ek wil hê jy moet insit. Jy het 'n 100% kans in 'n 50-50 venster. En 50% gaan jy jou langs so vooruitloop, 50% gaan jy agterbly. Wanneer jy dit begin besef, dan hoor jy vanmôre, jy's uitgespaar. Jy's nie per ongeluk in hierdie diens nie. Philip het nie per ongeluk die tema verander nie. Ek het gekom met 'n ander tema. Hierdie tema was verander, omdat God hom verander wil hê. Omdat jy 'n afspraak met God het. Jy moet vanmôre met jouself hierdie ding uitklaar. Waar hoort ek? Jy sien, vir te lank hoor ons lekker boodskappe, een voet in die wêreld, een voet in die kerk. Ek trek 'n masker aan. Ek is lekker skynheilig. By die kerk praat ek kerk. By die braaivleis praat ek nie wat ek moet nie. My kind sien dit. Maar ek vermoor my kinders. Ek sê vir hom wat hy moet doen. Het slegte nuus vir jou. Hy hou jou dop. Hy gaan doen net wat jy doen. En dan is derde punt die gewig van guns. Ons praat van Judas. Judas hang daar aan die regterkant. Judas, 'n student van wie? Van Jesus. Die beste leermeester. Judas, die een wat al God se wonders gesien het. Judas,
wat Jesus en God in persoon ervaar. Die Judas wat saam met Jesus geloop het, besluit, die guns is vir my koninkryk, nie vir God se koninkryk nie. Ek wil ernstig vanmôre met jou praat. Hier sit vanmôre Judas. Hier sit vanmôre iemand wat met een voet in hierdie kant, een voet in daai kant wil staan. Hier sit vanmôre iemand wat liewer na die partytjie toe gaan, waar hy nie hoort nie. Jy verkoop jou Jesus vir vriendskap. Ek wil pleiten vanmôre vir jou vra. As jy 'n lidmaat, was jy 'n disipel. Pelgrimsreis, hy en jou reis gaan eindig. Hierdie preek sal vir jou afspeel. Jy sal nie verskoning hê nie. Hierdie preek sê Jakobus 3 vers 1. Wie jouself wat jou as 'n leraar uitgee, ek gaan jou met 'n ander maat oordeel. So meer as wat julle 'n oordeel het ek vanmôre op my, en dat ek hierdie woord preek. Matteus 27 vers 4, my laaste gedagte. En hy sê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, hoor gou, wat gaan dit ons aan? Die kerk. Jy gehoor wat sê die kerk? Hier is baie mense hier buite. Wie is die kerk? Dis mos jy. Ecclesia. Is dit nie? Dis mos ek en jy. Nou loop ons maar uit die kerk. Dis Philip se probleem, dis sy kerkraad se probleem. Wat die hek gaan dit my aan? Het God jou nie geroep in hierdie familie nie? Het hy jou nie gawes en talente gegee in hierdie familie nie? Het hy nie vanmôre 'n noot verklaar in die musiekspan in hierdie familie nie? Maar ek is happy daarmee. Kom die Here en hy sê, jou talente, wat maak jy met dit? Die Here, ek het dit begrawe. Sê die Here, plaas jy dit maar net in 'n bank gesit het en rente geloof. Plaas jy maar net die spaarwiel was, as die gemeente jou nodig gehad. Weet jy gemeente, ek is 'n pastoor myself. Ek word moeg, ek word tam. Wanneer ek in probleme is, kan ek na niemand toe gaan nie. Kan nooit na my gemeente toe gaan nie, Philip is dieselfde. Wat het julle gedoen om op te tel? Wat het julle vanmôre gedoen om hierdie kerk aan die gang te bring? Ja, ek het nie kerk toe gekom met as 'n lidmaat. Ek wil vanmôre ernstig met jou praat. Ek wil ernstig by jou lê. Tel jou seëninge een vir een. Ons het so mooi geleer in Korinth. Hoe kan die regering ons manipuleer? Hoe kan hy ons kerke toemaak in een oomblik? Koop hierdie tyd uit. Wees bedag op die maat langs jou. Wees bedag op die getuienis. En wees bedag om diensbaar in die koninkryk van die hemel te mag wees. Amen. So, in afsluiting, ek wil graag afsluit met gebed. Ek wil toch vra elke oog, sluit net die oog vanmôre. So met die oog gesluit, wie staan daar vanmôre vra Kobus? Ek ken jou nie, ek kan nie skinne. Almal se oë is toe. Steek net jou hand op en laat ons vanmôre. Is daar so iemand? Ons dank die Here daarvoor. Ons gee nog geleentheid te staan op, dat sak maar die hand. Dankie Here. Alles in een siel wat U omgedraai het. Ek het verlede week het ek die bikersdiens gedoen. 2 siele het omgedraai. En daarvoor jubel die Here. Meer as dit kan ons U vra nie. Kom ons sluit af met gebed. Ons Hemelse Vader en Daddy, baie dankie vanmôre vir die geleentheid om U woord te mag bedien. Vader, dankie vir die geleentheid om in die vryheid van godsdienst U woord te mag aanvaar. Dankie Here dat U vir ons in 'n gemeente gestel het waar ons diensbaar kan wees. Dankie Vader vir die geleentheid om ons talente te verander in gawes deur dit in die koninkryk te kom plaas. Vader, ek wil spesiaal vir elke handjie bid vanmôre wat opgegaan het
Vader, ek wil ook bid vir hulle wat nie hande opgesteek het vanmôre nie. Dat U die naprediker deur die Gees in elkeen se siel sal wees. Vader, dat U ons oproep en terugroep na disipelskap en nie lidmaatskap nie. Hemelvader, die koninkryk is op hande. Hoe dink ons aan die klompe kinders verhoor toe U gebore was? As ons nou kyk na die tekens in die tye, as sien ons 'n kerk wat vaak word in slaap. Ons sien dieselfde speel af. 6,5 miljoen kindertjies vermoor in 2 maande. Here, die skrif is op die muur. Tyd is ons geleen. En daarom vra ons Vader, dankie vir hierdie geleentheid om te mag uitgaan, 'n koninkryk te mag proklameer en U naam te mag vereer. Ons vra U, Vader, doen ons nou aan met hemelse krag, sodat U daardeur verheerlik mag word. Ons bid dit in die mooi naam van Jesus ons sê. Amen.